Wanneer ons as gelowiges by mekaar is, dan verklaar ons dat ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat ook trou bly tot in alle ewigheid. Geliefdes, genade, barmhartigheid, vrede en liefde word julle geskenk van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons het pas gesing van lewe in oorvloed wat U vir ons gee. En daarvoor wil ons U dank. U loof en U prys en U naam groot maak. Ja, U gee vir ons lewe in oorvloed deurdat U ons Vader is, wat vir ons elke dag se brood gee, wat ons elke dag versorg na ons liggaam, sodat ons mag weet dat alles wat ons is en het van U afkom en dat ons nooit hoef te bekommer oor enige iets nie. Maar U sorg vir ons nie net na die liggaam nie, U sorg ook vir ons na die ewige. En dit doen U in en deur Jesus Christus, U Seun. Hy wat ewige God is, saam met U in die Gees en wat vrywillig mens word en onder ons kom woon, sodat hy met ons kan medelee hê en homself aanbied as die finale en die hoogste offer, sodat daar vir ons versoening kan wees, sodat ons kan tuiskom by U. Daarna sorg U vir ons deur die Gees wat ons elke dag lei, nie net tot geloof nie, maar ook tot elke dag se oorgawe aan U. Gee daarom dat hy ons uit die krag van U Gees ons lewens sal inrig, deur die woord, om U 'n glimlag op die gesig te gee. Vergewe ons, Here, vir elke keer wanneer ons struikel, wanneer ons val. Maar dankie dat ons juis uit U genade mag weet, dat U altyd getrou bly, en dat U genade nie van ons sal wegneem nie. Dankie, Here, dat U vir ons lewe in oorvloed gee. Amen. Geliefdes, ek gaan 'n stukkie lees uit Filippense 2, en daarna gaan ons dit oordink. Vanaf vers 12, daar staan: daarom, my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam was, nie net in my teenwoordigheid nie, maar nou ook nog veel meer in my afwesigheid, werk met vrees en bewing aan julle verlossing. Teksgedeelte: want hy wat die gewilligheid en die optrede in julle bewerk, soos hy dit goed vind, is God. Doen alles sonder kla en sonder teenpraat, sodat julle sonder blaam en onskuldig kan wees. Kinders van God, smetteloos te midde van 'n krom en ontaarde geslag. Julle skyn onder hulle soos sterre in die heelal, deurdat julle vashou aan die woord van die lewe. Op hierdie manier sal julle op die dag van Christus my rede tot roem wees, sodat ek nie vergeefs gehardloop of my vergeefs ingespan het nie. Maar al word ek ook as 'n drankoffer uitgegiet oor die offer en die bediening van julle geloof, verbly ek my saam met julle almal. Verbly julle ook. Ja, verbly julle saam met my. Dan vers 13, want hy wat die gewilligheid en die optrede in julle bewerk, soos hy dit goed vind, is God. Ek onthou dat toe ek 'n kind was, dit een van die tekste in die Bybel was wat my gerattel het, wat ek nie geweet het wat aangaan nie. Want in die 33 vertaling staan daar: want dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehae. Die een wat daai Afrikaans verstaan, weet ek nie. Die 83 vertaling het vir ons makliker gemaak, want dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer. Dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer. Dis bietjie parafraserend, maar dit is wat dit bedoel. So geliefdes, wat dink jy van die volgende stellings? As 'n mens finansiëel in die knyp is, kan jy maar gerus bietjie lotto speel.
Dis dalk net jou gelukkige dag. Of die perde, of sportsbed. As 'n meisie onbeplant en onverwags swanger raak, of 'n vrou for that matter, dan kan sy maar 'n aborsie kry. Sy kan ons maar self besluit. Met al hierdie omkopery wat in die land aan die gang is, en dis biljoene, maak dit nou seker nie saak as ek 'n R20 of 'n Coke vir die spietkop gee nie, net om te kan gaan nie. As jou baas nie daarvan weet nie, kan jy maar regtig waar bietjie laat kom by die werk, of vroeg loop, solank hy net nie weet nie. As die kassier vir jou te veel kleingeld gee, kan jy maar hou, finders keepers, nee. Hulle moet net nie vir jou te min gee nie. Mens kan jou siekverlof gebruik, as jy nie maandag so lus is. Dit lê daar mos. Hoekom gebruik jy dit nie? Jy mag jouself maar paralytic drink, om net so bietjie te vergeet, van die sorge van die lewe. Wat dink julle van die stellings? Hierdie vrae, en baie meer, het te maak met wat ons noem etiek. Eenvoudig gestel, etiek gaan oor die vraag na wat is reg en wat is verkeerd. Ek wil dit bietjie anders stel. Etiek gaan oor die lewensreëls waarvolgens jy lewe. Wat mag ek doen? Wat mag ek nie doen nie? Wat is voor die Here reg of nie reg nie? Waarvoor gee jy jouself toestemming in jou kop in hierdie lewe om te doen? En waar trek jy die lyn en sê, nee, dit kan nie, dit mag nie. So 'n bietjie meer ook, 'n mens moet onderskei tussen algemene etiek en Christelike etiek. Is inderdaad so dat vir verskillende mense geld verskillende persoonlike lewensreëls of etiese oortuigings. Verskillende mense het verskillende etiese oortuigings. Vir Christene, disippels, wat God leer ken het in Jesus Christus, geld die reëls wat die Here in die woord gee, in die Bybel gee. En dis hieroor wat ek vanaand bietjie wil laat ons saam dink. Maar voor ek daarmee aangaan, is daar ietsie wat ons moet baie duidelik ook verstaan. Die algemene kultuurgebruike van die tyd waarin 'n mens leef, het 'n baie groot invloed op die algemene etiek. So, hoor julle wat ek sê? Die tyd waarin mens leef, 21ste eeu, vroeg 21ste eeu, het 'n invloed op die manier waarop mense eties dink. Op die algemene etiek. Byvoorbeeld, so 50 of 70 jaar gelede, sou dit 'n skande gewees het as twee mense saamgewoon het sonder om te trou. Of as 'n meisie swanger geraak het, was sy weggestuur Kaap toe of iets. Dit was hoe die algemene Suid-Afrikaanse bevolking was. Nie net wat kerkmense betref nie, maar in die algemeen. Vandag is dit nie meer vreemde goeters nie, en niemand dink eintlik iets daaroor nie, en wat daarvan. So, die redenasie, of die norm waarmee gemeet word is, wat doen die meeste mense? Almal doen dit. Dan word daar vir ons gesê, julle moet tog nie so oudtyds wees nie. Ons leef nie meer in die middeleeue nie. Ons is klaar met die ou kalvinistiese reëls en wette. Ons is bevry, ons is nuwe mense. Jy sien, in die algemene etiek geld daar iets wat ons noem relativisme. Relativisme beteken dat alles veranderlik is. Dat daar eintlik niks is wat vas staan nie. Alles kan verander. Alles is relatief ten opsigte van die tyd waarin jy leef en die mense rondom jou. Die algemene is relatief ten opsigte van die algemene gewoontes en tradisies. En elkeen moet maar vir homself besluit oor elke saak. So, wanneer jy algemene etiek, wat relatief is, begin gebruik in jou lewe, dan is daar nie 'n gesag van buite af, wat vir jou mag sê, wat is reg en verkeerd nie. Wie is jy in elk geval om vir my te kom preek? Wie is jy om oor my te oordeel? Hierdie tipe beredenering, of etiek, lewensreëls, lei tot verwarring, onsekerheid en morele verval. Laat my dink aan wat gesê was oor Israel in die tyd van die rigters. In daardie tyd was daar geen koning in Israel nie. Elkeen het gedoen wat reg is in sy eie oë. Dit is as jy
saamgaan met die algemene tendense in die wêreld. Nou geliefdes, niemand hoef 'n profeet te wees om te besef dat ons tans in Suid-Afrika al meer in 'n relativistiese era ingaan nie. Moreel eties is ons op 'n plek waar elkeen byna net doen wat hy of sy dink is reg in sy eie oë. Om een voorbeeld te gebruik, dink aan ons paaie. Geel strepe dui vir jou die bane aan waar jy aan die linkerkant verbygaan as jy in die verkeer opgehou word. Dis waarvoor geel bane daar is. Rooi ligte is net 'n suggestie. Kyk net dat daar nie iemand anders is nie. Rooi strepe is bedoel vir taksies om te stop om hulle passasiers op te laai. Dis hoe dit gaan. Elkeen doen wat reg is in sy eie oë. Daar's duisende ander sake wat in die naam van inklusiwiteit aan niemand net moet aanstoot gee nie. Dis hoe die algemene etiek is. Is interessant om te weet natuurlik dat die Here vir ons in sy algemene genade regerings gegee het om die mensdom soort van bietjie onder beheer te hou. Ons lees in Romeine 13 vers 4, want die owerheid is 'n dienaar van God tot jou beswil. Hoe moet ons regering oor ons dink? Hy's 'n dienaar van God tot jou beswil. Maar as jy die kwade doen, moet jy bang wees. Die owerheid dra nie vir nie die swaard nie. Hy's immers 'n dienaar van God, aangestel om die kwaaddoener te straf. So regerings is daar om wet en orde, reg en geregtigheid te laat geskied. En ons as Christene onderwerp ons vrywillig aan die regering se wette, omdat dit 'n gewetenssaak is. Vers 5 sê, dit is dus noodsaaklik om onderdanig te wees, nie net uit vrees vir straf nie, maar ter wille van jou gewete. So my gewete sê, ek onderwerp my aan die regering. 1 Petrus sê, presies dieselfde ding, wees ter wille van die Here onderdanig aan elke menslike instelling, sowel as aan die keiser, die hoogste gesagsgedraer, as die prokurator, die mense wat deur die keiser gestuur is om misdadigers te straf, die wat goed doen te prys. Is in hierdie sin, broers en susters, wat ons geroep word om te bid vir ons regering. Dat hulle dienaars van God sal wees. Dat hulle sal voldoen aan die taak en die verantwoordelikheid wat die Here aan hulle opdra. Dat hulle sal besig wees met goeie regering, governance. Maar geliefdes, geen wetgewing kan die mens se hart tem nie. Geen regering, geen wette kan die mens se relativisme stop nie. Die mens se hart word nie deur wette getem nie. In ons teksgedeelte staan daar dat die lesers van hierdie brief, die Filippense, moet gehoorsaam wees, en dan word daar gesê daar, vreemde ding, né? Of Paulus nou daar is of nie. Ons kan dit bietjie anders stel. Hy sê vir hulle eintlik, julle moet doen wat reg is, sonder dat daar toesig oor julle is. Sonder dat iemand vir julle moet sê, sonder dat iemand van buite af die korrekte etiese, morele waardes op julle afdwing. So in 'n sekere sin verteenwoordig Paulus die amptelike kerk, die ampte van, of die dienste van profeet, priester en koning, van predikant, ouderling en diaken, is op 'n sekere manier in die apostelsampt saamgetrek. Dus kan 'n mens sê, die eties korrekte optrede van my as Christen moenie bepaal word deur die kerk wat oor my toesig hou nie, maar oor my wat van binne af die drang het om aan God gehoorsaam te wees. Die opdrag in vers 12, naamlik om gehoorsaam te wees, kry sy begronding in hoofstuk 2, vers 1. Daarom, as daar enige aansporing in Christus is, as daar enige troos uit die liefde is, as daar enige gemeenskap, koinonia van die Gees is, as daar enige innige meelewing en ontferming is. Ons kan dit so 'n bietjie dalk, miskien in ons eie woorde sê, né? Julle is wedergebore, julle is nuutgebore, julle is nuut gemaak. God se liefde het julle kom haal en sy krag het in julle gewerk. Julle het tot geloof in Jesus Christus gekom, julle het tot bekering gekom. Julle is nuut gemaak deur die Heilige Gees. Julle is nie meer deel van die massas nie, maar het nou gemeenskap, koinonia, met die Heilige Gees.
Nuut gemaak deur die Heilige Gees. Mens kan eintlik sê, wat Paulus sê, wat die Here vir ons sê, is dat hierdie hele ding is 'n verbondsaangeleentheid. En 'n verbondsaangeleentheid beteken, dit is 'n verhoudingsaangeleentheid. Daar het 'n verhouding tussen jou tot stand gekom en God drie-enig, deur die geloof in Jesus Christus. Deur die geloof word God jou Vader, en jy is nou in God se huisgesin ingebring. Die opdrag om gehoorsaam te wees, het dus nie eerstens met die kerk te maak nie, maar met jou en God. Jou verhouding met God. Gaan nie daaroor of iemand oor jou skouer loer nie. Dit het te maak met jou siel, wat voor die lewende God staan. Jou siel wat eintlik nakend, kaal, voor God staan. Jy besef, Here, ek is 'n sondaar. Maar ek verstaan dat Jesus gesterf het vir elke liewe sondetjie van my lewe. En ek staan hier, Here, en ek weet ook dat ek vergewe is, vrygespreek is. Ek weet, Here, dat U lief is my as U eie kind. En ek weet ook, ek sal vir ewig U kind bly, en niks en niemand sal my uit U hande ruk. Broer en suster, wanneer ons op daai punt gekom het, wat 'n salige besef, wat 'n salige oomblik. Dis die lig wat vir ons opgaan. Die laste val van ons skouers af. Ons sorge word op hom gewerp. En ons mag weet, hy is in beheer. Hy sê vir ons, jy is okay, en jy sal okay wees. Jy het tuis gekom in jou vaderhuis. Maar wat dan nou van hierdie woorde in vers 12? Werk met vrees en bewing aan julle verlossing. Wat beteken dit tog? Wat bedoel hy? Ons het nou net gesê, as jy kind van die Here is, dan is jy sy kind, en jy sal dit wees, en jy sal dit bly. Moet jy dan nou aanhou werk om God se kind te bly? Kan jy weer verlore gaan? Hoekom moet jy jou eie heil met vrees en bewing uitwerk? Kan jy weer verlore gaan as jy nie goed genoeg is nie? Nee, hier bedoel verlossing jou verloste staat. Werk aan die manier waarop jy 'n verloste is. As jy reeds verlos is, moet jy hard werk om te groei in jou Christelike lewe. Laat my dink aan 2 Korintiërs 6 vers 1, waar daar staan, ons doen 'n ernstige beroep op julle, om nie die genade van God te vergeefs te ontvang het nie. Die Here het jou as sy kind gemaak, maar hy sê, asseblief man, moet nou nie laat ek jou verniet my kind gemaak het nie, leef nou soos my kind. Wys dit nou. Moenie dat my genade op jou vermors is, geskwander is nie. Groei. Of in Hebreërs 6 vers 7 en 8, dit is soms grond wat die reën indruk, wat dikwels daarop val. As dit gebruikbare gewasse voortbring vir die wat dit bewerk, word dit deur God geseën. Maar as dit doringstruike en dussels oplewer, is dit waardeloos. Dis wat die Here vir ons sê. Werk jou verlossing met vrees en bewing uit. Daar moet 'n produktiewe gebruik van jou verlossing wees. Jy moet 'n produktiewe verloste wees, wat jou nuwe lewensreëls leer ken en uitleef. Jou etiek, jou wat reg en verkeerd is. En jy sien, dit word nou nie meer bepaal deur die samelewing, wat die samelewing op die oomblik dink nie, of vir die samelewing aanvaarbaar is nie, maar vers 13, soos God dit goed dink. Soos God dit goed dink. Daarom, relativistiese etiek impliseer altyd veranderende lewensreëls. Maar beginselmatige etiek beteken ewig onveranderlik soos die Here wil. Dit is moeilik, want die druk is op ons. So, ek is gered, kan nie meer gered word nie. En dan sê die Here, is daar twee redes, twee dinge wat ons moet onthou. Die eerste plek is, dis die opdrag wat die Here gee, werk julle verlossing met vrees en bewing uit. Vrees en bewing? Beteken dit ons moet bang wees vir die Here? Nee, ons is nie bang nie. Die ware liefde dryf die vrees uit, sê in Johannes 4 vers 18. Maar hierdie vrees en bewing dui wel op respek vir God. As jy sy kind geword het, deur die geloof, dan het jy heilige respek vir hom. Heilige respek. Die Here vat jou nie agter die nek en sê vir jou, nou gaan jy so maak nie. Hy's nie 'n kosmiese polisieman wat jou slaan en straf vir elke oortreding nie.
Nee, rustig, kalm, vers 13, met oorreding wil hy jou op sy pad vat. Is immers God wat in jou werksaam is. En is hy wat ons gewillig en bekwaam maak, vers 13. En daarom tree hy met ons in 'n verhouding, sodat ons bekwaam gemaak kan word. God se Gees leer ons, lei ons, 2 vers 1. Hy het koinonia met ons as sy kinders. En daarom word die drang om reg te leef, goed en reg te leef, al sterker in 'n ware gelowige, soos wat hy groei in sy geloof. As jy nog jonk in die geloof is, dan pla jy dalk ook nie so baie nie. Maar hoe dieper jy groei in jou verhouding met die Here, hoe meer word daar 'n drang in jou gebore om regtig waar te leef soos die Here wil. 'n Drang wat gebore is uit 'n verhouding, nie uit dreigemente nie. Ek wil dit so 'n bietjie verder verduidelik. Soms het 'n mens in jou lewe 'n rolmodel. Iemand na wie jy opsien, 'n geestelike leier, 'n pa of 'n oupa of 'n onderwyser of 'n prof, 'n ander persoon na wie jy opkyk. En as daardie persoon van jou foute en jou mislukkings te hore kom, wil jy hulle nie sien nie. Jy wil hulle nie in die gesig kyk nie. Jy wil onder 'n berg inkruip, jy skaam en teleurgesteld in jouself as jy hierdie aardse rolmodelle van jou teleurstel. En dit is die implikasie van die vrees en bewing waarvan hier sprake is. Ons wil God nie teleurstel nie. Hy self is ons rolmodel, soos hy homself sigbaar gemaak het in Jesus Christus. Filippense 1:27. Hoofsaak is dat julle lewenswandel in ooreenstemming met die evangelie van Christus moet wees. 2 vers 5. Dieselfde gesindheid moet in julle wees, wat daar ook in Christus Jesus was. So, hoe staan dit by jou, broer en suster? Hoe staan dit by jou in hierdie saak? Hoe staan dit by my? Is daar in my en jou hart ontzag vir God? Is daar by ons hartseer oor die etiese besluite waarin ons fouteer? Soek jy ernstig en intentioneel daarna om goeie etiese besluite te neem? Hoe sou jy antwoord voor God? Vraag is natuurlik op die ou ene, hoe weet mens wat eties korrek is? Filippense 2:16 praat van die uitdra van die woord van die lewe. Dit beteken die woord wat lewe gee, maar ook die woord wat 'n gelowige op sy lewe begelei. Die woord wat lewe gee, is die Bybel waar die evangelie aan ons verkondig word. Maar daardie woord van die lewe is ook die woord wat jy saam met jou vat in jou lewe. En dit is die verskil tussen relativisme en beginselmatige etiek. God se woord. God se woord. Een van die mees basiese plekke om te leer van God se wil is die 10 gebooie. Nie as 'n stel reëls om vir jou te sê wat nie, of om jou, laat ek dit anders stel, nie as omdat dit 'n sin-ekdogesiese karakter het, laat ek dit so sê. Daarom leer die 10 gebooie ons wat God se wil is vir jou lewe. En jy kan elkeen van die gebooie vat en ontleed en dit gee vir jou 'n spektrum van wat God se wil is. En ek gaan net die 6de gebod vat as 'n voorbeeld. Jy mag nie moord pleeg nie. Hier's 'n paar vrae wat die gebod na vore bring. Jy mag nie moord pleeg nie, né? Wat van abortus? Wat leer die Here daaroor? Nie relativisties nie. Wat sê die woord van die lewe? Genadedood. Dink is in Engeland het ek nou gelees het, is hulle besig om, ek weet in Holland is dit klaar daar. Eksperimente op embryo's. Oorplant van 'n vark se hart in 'n mens. Wat van allerhande soorte gevegte as sport? Mag jy moord pleeg nie. Wat van die manier waarop jy bestuur met jou kar? Is jy 'n gevaar op die pad? Wat van selfmoord?
as jy nie meer uitweg het nie? Wat van die afsit van die masjiene van 'n siek persoon? Tweede rede waarom mens hard werk aan jou verlossing, is omdat dit 'n verdieping van jou verlossing bring. God het nie net regerings gegee om orde en te handhaaf nie. Miskien kan regerings van uitwendig iets reguleer. Maar hy gee ook ons, gelowiges, sê hy, tot 'n seën, vers 15, van ons medemens. Ek en jy is gegee tot seën van ons medemens. Onberispelike kinders van God, te midde van 'n krom en ontaarde geslag, skyn julle onder hulle soos sterre in die heelal. Die 83 vertaling gee dit weer, tree onder hulle op as ligdraers in die wêreld. Onberispelike kinders van God. Amonos staan daar in die Grieks. In die teologiese konteks beteken dit, uit die Woordeboek, pertaining to being without fault and hence morally blameless. Moreel onmoontlik om die vinger na jou te wys. Dit is wat ons is as ons onberispelike kinders van God is. Jy sien, moreel etiese Christene is 'n lig vir die wêreld. Presies dieselfde as wat Jesus natuurlik gesê het op die bergrede. Julle is die lig vir die wêreld. Stad wat op 'n berg lê, kan mens nie wegsteek nie. Ook steek mens nie 'n lamp op en sit dit onder 'n emmer nie, maar op 'n lampstander. Dit gee lig vir almal in die huis. Laat julle lig so voor die mense skyn dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is verheerlik. So geliefdes, ons kla so maklik oor hierdie relativistiese wêreld waarin ons leef. Ons kla oor die regering, ons praat oor Christelike norme en etiek wat nie bevorder word nie. Ons raak bitter, ons raak krities en ons onttrek onsself baie keer uit die samelewing. Maar eintlik begin God se plan vir verandering in die samelewing waar ons is, by my en jou. Begin by my en jou. By ons. Paulus het geleef en sy leesers het geleef in die tyd van die Romeinse Ryk. Korrup, hulle vervolg die kerk. En die Here sê, nie vir hulle gaan bou 'n klooster iewers en onttrek julle uit die wêreld nie. Hy gee opdrag, hy sê, wees ligdraers. Dra die etiese woord van God uit. Ja, ons begin die woord te verkondig, sodat daar ook 'n verhouding tussen mense en God kan bestaan deur Jesus Christus. Maar terselfdertyd is dit die woord wat lewens verander. Wat jou wegvat van relativisme en saam in die stroom gaan na 'n beginselmatige lewe. Daar is 'n reg en daar is 'n verkeerd. Maar as mens hierdie pad loop, dan leef jy nie vanuit jou gevoelens of emosies nie, maar vanuit die wil van die Skepper van die mens. Geliefdes, ek sluit af. Volgens Matteus 5, 10 en 11 is gelowiges salig as hulle ter wille van Jesus vervolg en beledig word. Sê Jesus, omdat julle doen wat reg is. Salig is julle as julle vervolg word en beledig word, omdat julle doen wat reg is. Hier is 'n vraag. Is jy soms die voorwerp van bespotting? Word jy soms uitgelag, omdat jy beginselmatig besluite neem? As jy as 'n lig optree in hierdie wêreld, gaan jy baie keer bespot word, uitgewerp word. Dis onvermydelik. Maar as jy nooit aanstoot gee nie, kan dit nie dalk moontlik wees dat jy eintlik maar net iemand is wat saamgaan met die vloei nie. Dat jy deel is van die relativistiese wêreld. Kom ons neem 'n besluit, geliefdes. Kom ons neem onsself voor om ons verlossing met vrees en bewering uit te werk. Kom ons neem elkeen van onsself daai besluit. In die krag van die Gees, vanuit ons verhouding met God in Jesus Christus. Want ek en jy is geroep om die wêreld te verander. Gaan nie kom deur een of ander hero nie. Gaan kom deur gelowiges wat hulle lig laat skyn in hierdie wêreld.
Vader in die hemel, hoe moet ons dit eintlik klein kry? Want as ons na die wêreld kyk en ons sien waarvoor U ons roep, dan sê ons, dis onmoontlik. Hoe gaan ons 'n verskil maak? Maar U sê vir ons, dat dit U roeping is wat U op ons plaas. En dis ons gebed, dat U vir ons die krag sal gee. Terwyl ons verlossing wat ons ontvang het, uitwerk in die uitleef daarvan, dat ons 'n lig sal wees vir almal rondom ons. Vergewe ons vir elke keer wanneer die lig uitgedoof word. Of mense nou daarvan weet of nie, ons weet in ons innerlike mens daarvan, U weet daarvan. Ons is skaam daaroor, Here. Maar gee vir ons ook die genade, dat ons elke dag sal vernuut, en elke dag meer en meer, as verloste mense sal lewe. Ons bid so in Jesus se naam. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle wees en by julle bly.